Nou ja, hallo almal, in hierdie kort lesie gebruik ek Photoshop om so 'n paar dingetjies te demonstreer rondom komposisie en so 'n paar ander goedjies. Dis 'n foto wat Ray de Lange geneem het en sy noem dan tydens hierdie foto dat sy sien potensiaal, sy weet egter nie heeltemal waar om te krop en hoe om te krop om die meeste uit hierdie foto te haal nie. Nou die eerste wat ek met julle wil deel en let op, selfs al het jy nie Photoshop nie, is dit wat ek nou gaan demonstreer, redelik belangrik om te weet in terme van jou fotografie. Nou ek gaan afgaan na image toe en adjustments toe en ek gaan na levels toe, net om te wys hoe lyk die levels van hierdie foto. Nou julle sal sien, ek het twee layers, so ek moet net op die boonste layer klik, voordat ek die layer oopmaak. Hy wys tans die agtergrond waar daar niks is nie, so julle sou gesien het, daar gaan absoluut niks aan nie. So image adjustments en dan levels, en hier wys hy letterlik vir ons. Nou as jy na levels kyk, sal julle sien, hier is die data wat binne in die foto is, en ek kan dan gaan en julle sal sien, die witste wit is hierdie kant en die donkerste swart is daai kant. Nou wanneer mens kyk na hierdie sogenaamde histogram, sal julle sien, eerstens die is die RGB, dis die red, green en blue channels, wat dan op die foto is, dis die kombinasie van almal saam. En nou, die eerste wat ek gaan doen, ek gaan hierdie wit, let op wat gebeur as ek die wit, daar is geen data daar nie, so as ek hierdie wit punt terugtrek, sal julle sien hoe kom data terug in die foto in. Ek gaan hom terugvat na waar hy was, kyk hoe vaal is hy, en dan kom daar helderheid in. Terwyl hierdie kant, as ek hom net na die punt toe trek, kom daar 'n bietjie meer donkerheid in. En dit is dan 'n beter histogram. As ek nou hierdie histogram okay sê, dan sal julle sien, die foto het heel wat verander. Daar is hy voor die tyd, 'n bietjie donkerder, en daar het hy nou 'n bietjie helderheid by die foto gekry. Nou in terme van hierdie foto gaan ek nie te veel met die kleur saturasie speel nie. Wat ek wel gaan kyk is, kom ons kyk na die komposisie, kom ons kyk wat het ons hierso. Ons het 'n moontlikheid om hierdie foto te krop net bo kan die trappe. Hierdie boonste gedeelte, hierdie donker gedeelte, is taamlik dood. Nou die vraag is, waar gaan 'n mens hierdie foto krop? Nou ek druk C vir die crop tool, en kom ons kyk na die verskil, as ek byvoorbeeld sou gaan in hierdie gedeelte uitkrop, ek kan selfs 'n gedeelte van die muur hou, en ek gaan verskillende opsies vir julle wys, dan het ons daai foto, en net om ons foto so 'n bietjie van die agtergrond te onderskei, is dit nogal altyd handig om 'n tipe van 'n rampie om te sit. So ek gaan sommer sê Ctrl en A, en dan gaan ek na Edit toe, en ek gaan na Stroke toe, en ek gaan 'n basiese wit rampie omsit. Nou as ek op Stroke is, dan wys hy vir my die dikte van die rampie, ek kan die kleur kies, die oomblik wat ek op daai kleur kies, dan sê ek vir hom okay en okay, hy gaan 25 pixels wees, dis 'n bietjie dik, so ek druk Ctrl Z, en die dikte van daai rampie hang af van die grootte van die foto waarmee jy werk. So ek gaan weer na Stroke toe, en ek dink ek gaan hom heel wat dunner hou, kom ons maak hom net 5 pixels, en ek sê vir hom okay, en daar het ons dan 'n dun wit rampie rondom daai foto wat hy geneem het. Ek sou ook graag wou sien hoe sou hierdie foto in swart en wit vertoon, en dalk met 'n bietjie hoër kontras. Nou wat ek kan doen, ten einde die foto nie te vernietig nie, is, ek gaan sommer op Photoshop op die leierspalet kyk. Nou op meeste van die sagteware programme werk ons maar in layers, en ek gaan later 'n baie elementêre kursusie daaroor vir julle deel, maar hierdie is net demonstratief in terme van die foto en die komposisie. So wat ek nou kan doen is, ek gaan 'n adjustment layer oopmaak, wat dan swart en wit is, en ek kan dan letterlik gaan kyk, en ek kan speel met die adjustments. Julle sal sien, hy het die bo layer oopgemaak, en nou kan ek die kontras verhoog, en al daai tipe van goed doen. So hier kan ek die rooie wat in die foto is, 'n bietjie ligter maak, let op daarbo hoe word dit ligter, en die swarte 'n bietjie donkerder, en ek kan met die gele werk, en jy sal sien hoe word die trappies dalk 'n bietjie helderder, hy was dalk 'n bietjie uit hier na die regterkant toe, en so kan ek dan speel en waarskynlik my foto hoë kontras gee, of enige van daai dinge doen. En ek gaan hom net toemaak, en dan nog iets vir julle wys, want is nogal iets wat ook baie met die kontras te doen het, en dit is baie keer, ek gaan nou sommer op daai layer staan, dan praat hulle van 'n sogenaamde S-kurwe of curves. Nou ek gaan na image toe, ek gaan weer na adjustments toe, en ek gaan na curves toe op hierdie stadium, en wat curves doen, hy gee vir jou hierdie boksie,
En daar sal julle sien, is die presiese histogram wat op die foto is. Julle sal sien, omdat die foto klein is daar sulke stukkie tandjies wat weg is, daar sulke wit lijntjies, wat beteken daar is data al effens verlore. Nou, hy het baie meer aan die donker kant as aan die ligte kant. Nou, as ek die ligte kant so bietjie optrek, dan sal julle sien op die foto in die agtergrond word hy baie witter, en as ek die donker kant so bietjie aftrek, dan word hy 'n bietjie donkerder op die donker gedeeltes, want let op, hierdie is die donker gedeeltes, dis mos die swart gedeeltes van die foto's, of die donkerder skakerings van grys, en hierdie is die wit skakerings van grys. As ek nou sê, hy is nou heel donker, maar dis dan letterlik wat ek gedoen het. Ek gaan net Ctrl en Z, daar sien ons meer, Ctrl en Z. So kan jy speel met kontras. Ek noem nou maar net 'n paar voorbeelde van wat 'n mens moontlik sou kon doen. Ek gaan dan teruggaan na die oorspronklike foto toe. Ek gaan basies die swart en wit leier afhaal. Daar is ons terug by die oorspronklike foto. Nou nie heeltemal die aanvanklike oorspronklike foto nie. Dit sou ek kon doen deur basies in die history in te gaan. En let op, hierdie is glad nie vir Photoshop nie, en by history kan ek teruggaan en daar is die foto. Wat ek net 'n ander opsie wil noem is, ons het na die krop gekyk van daai een kant af. Ek dink mens kan selfs baie laag inkrop op hierdie foto en net met die trappies in die muurtjie werk, op 'n manier dalk iets in hierdie lyn kry. Die trappies staan so 'n bietjie skeef, maar dis 'n les vir 'n ander tyd. Ek gaan Ctrl en L druk wat weer vir my levels gee. Julle sal weer sien, ons met die donkerste dele bietjie donkerder maak. Kom ons trek hierdie gedeelte, die wit gedeelte af, daar kom 'n bietjie helderheid in. En so het ons verskillende opsies hierso waarmee hy dan kan speel in terme van hierdie foto. Nou, wat julle sal oplet is, hy staan vierkantig gekrop, en dit gebeur nie baie in fotografie dat ons dit so kry nie. Nou, ek gaan net sommer weer teruggaan na die oorspronklike foto toe. So, ek gaan terug daarna toe, en wat ek vir julle hier wil wys dan, is, hierdie foto basies se probleem is, dalk is hier net te veel goed wat hierbo gebeur. Hier is twee foto's, hier is die trappies, en hierdie deur wat hierbo gebeur. Nou, ek dink wat hy aanvanklik gesien het, was dalk die prentjie van die trappies wat lei na daai venster toe, en die deur daar, so kom ons sê hom so halwe langwerpig gekrop, en kyk wat gebeur. Nou, wat hier so 'n bietjie steurend is weer eens die kontras, so ek gaan weer na levels toe. Nou, 'n kort pad na levels toe is Ctrl en L, en kom ons maak hom maar weer so 'n bietjie helderder en 'n bietjie donkerder. Soos ek sê, al wat by levels gebeur, hier wys hy vir ons basies die hele RGB kanale. As ek wou gaan kyk het, hoe lyk net die rooi in die foto, dis waar die rooi gedeeltes is, so julle sal sien, hy verloor hy skakerings van rooi as ek hom hier aftrek, terwyl as ek hom hier terugtrek, kom maar baie helderder rooi weer te voorskyn. So ek gaan net kanselleer, want ek wil nou nie met die kleur tonasie speel nie, en ek gaan vir julle sommer ter herhaling weer wys, image, adjustment en levels, en dan maak hy adjustment opsie vir my oop vir levels, waar ek voorheen Ctrl en L gedruk het. Ek trek hom af, ek sê OK, en nou het ek hierdie fotootjie, en nou het ek basies die trappe, maar kom ons veronderstel hierdie gedeelte hierbo is dalk so 'n bietjie donker na my sin. Ek wil net vir julle sommer iets baie interessants wys. Wat ek kan doen is, ek kan basies hierdie leier dupliseer. Met ander woorde, ek gaan hom aftrek hier na die nuwe leier toe. Nou sal julle sien, in die leierspalet het ek 'n kopie van daai leier, en ek gaan die boonste ene heel wat ligter maak. So ek gaan weer na Ctrl en L toe om die levels te verander. Nou gaan ek met die middelkant werk, en nou sal julle sien, die boonste ene het al heel wat ligter, maar nou maak ek daai trappies daarom heeltemal uitgewas. So wat ek nou doen, en hierdie is bloot net 'n begin, ek wil net vir julle die beginsel wys. Ek gaan 'n maskertjie opsit, en wat 'n masker doen, is wat wit is, wys hy, en wat swart is, wys hy letterlik die onderkant, so hy maskeer 'n gedeelte af. So as ek nou 'n gradiënt gaan trek oor hierdie foto, wat van swart na wit gaan, kom ons kyk wat gebeur. Dan sal julle sien, daai gedeelte word donkerder. Ek druk Ctrl Z, ek wil ons die trappies donkerder hê, so ek trek hom van daar af, dit werk nog steeds nie, dan trek ek hom van onder af boontoe, en nou sal julle sien, word die trappies heel wat donkerder, en julle sal in die maskertjie sien, ek gaan hom nog so eentjie optrek, dan kom ons gaan kyk, as ek hom afsit, dan is hy so, en nou het hy so bietjie meer lig. Nou hier is Ry se foto, ek gaan weer Ctrl en A om alles te selekteer,
Ek gaan na Edit en Stroke om vir my wit rampie van 5 pixels om te sit. Ek klik op die swart kleur, ek maak hom wit, ek sê OK en ek sê OK. En nou sal julle sien, wys hy nie die rampie nie, want ek is op die masker en ek noem dit bloot omdat dit baie dikwels met iemand gebeur wat met maskers werk. Al wat ek hoef te doen is om 'n nuwe layer bokant om oop te maak, weer te gaan na Edit toe, na Stroke toe, 5 pixels en daar sal julle sien, het ek my wit rampie. Ctrl D om te deselekteer en ek kan dan letterlik ook gaan vir myself vra, goed, wil ek hierdie foto in swart en wit eerder hê? So kom ons gaan na die black and white toe en ons kyk na die opsies wat daar is. En nou gegewe die foto so, gaan ek hom net vir julle 'n bietjie groter wys. Ek gaan die agtergrond dan 'n bietjie een kleur maak en daar sit ons met hierdie foto op 'n swart agtergrond. Gaan die foto so 'n bietjie groter maak en daar het ons reise foto met 'n bietjie cropping, 'n bietjie verandering in die kleursaturasie en so aan. En iets wat Henry het op 'n stadium in een van daar is hy terug soos wat hy oorspronklik was sonder die swart en wit. Iets wat Henry het op 'n stadium gevra het en wat vir my baie belangrik is baie fotos lyk nogal beter met noise. Hierdie is nogal een van daai fotos waar ek nogal dalk selfs nou sou noise bysit op die foto. Omdat dit 'n bietjie van 'n tekstuur sou gee. Nou ja, ek hoop daar's 'n paar lesse wat julle geleer het uit hierdie video uit. Vernaamste vir my is dat mens kan in Photoshop werk met komposisie en die krop van jou komposisie. Levels is ongelooflik belangrik. Dit gee jou die kontras in jou foto, want daar waar geen data is nie. Met ander woorde aan die regterkant, as jy na die grafiek gekyk het, heel in die begin, sou jy gesien het, regs en links is daar geen data in die histogram nie. Ons trek daai gedeeltes na mekaar toe, want dit verhoog die kontras dan uiteindelik. So enige foto wat ons neem, gaan verstel ons waarskynlik die levels na die tyd. Ons crop in kamera, maar indien ons dit nie daar reg kry nie, kan ons dalk cropping doen na die tyd. En ja, ek hoop dat die foto vir julle ietsie geleer het oor adjustment layers en so. Onthou vir die van julle wat Photoshop Elements gebruik, sowel as die van julle wat GIMP gebruik, levels is daar, maskers is daar, en basies al hierdie opsies is daar. So ek hoop julle leer net so ietsie kleins uit hierdie les uit, ons hoop om nog heel wat van hierdie tipe lesse te deel. Wel, is Ignou en ek groet en ons gesels in 'n volgende les verder.